Ja, Long Cool Woman in a Black Dress, en dit is ook een van die Holly se grootste treffers gewees. Ja, dit bring ons dan nou al 'n minuut na 8, so dis kuiergas van die weektyd. En soos ek gesê het, ek het gesels met Anneliese Weiland, en as jy nie weet wie dit is nie, dan gaan jy nou uitvind. Lekker saam luister. Kuiergas van die week. It is time for guest of the week. Kuiergas van die week. Kuiergas van die week. Dis tyd kuiergas van die week. En dis familie FM, groot voorreg om vanoggend met Anneliese Weiland te gesels. Anneliese, môre en welkom hier by ons. Baie dankie, goeiemôre. Meeste mense dink ek sal jou huidiglik ken as Kate van Suidooster. Dit is reg. Dit is waarin ek op die oomblik speel. Ek is al 7 jaar hierso, amper 7 jaar by Suidooster. Okay. Anneliese, kom ons begin bietjie voor. Waar is jy gebore, waar het jy groot geword en skool gegaan en so aan? Sulke goedjies. Ek is in Seepunt gebore en kort daarna, ek dink toe ek omtrent 1 jaar oud was, het my ouers getrek na Pinelands en maar ek was 'n baie asmatiese kind en volgens die dokter was daai klimaat sleg vir my. Hulle, jy weet, dit was blykbaar baie jy weet, hoe sal mense sê, jy weet, daar is te veel vog in die lug, of ek weet nie wat nie, maar hulle het gesê, dit is 'n slegte klimaat vir my. En toe ek omtrent so 8 jaar oud was, het ons toe verhuis na Durbanville toe. En ja, dit is waar ek groot geword het tot en met universiteit. Daar sê. Kom ons doen gou 'n paar vinnige vrae. Jy sê wat werk die beste vir jou? Ja. Online shopping of vir winkel toe gaan? Nee, ek doen geen online shopping nie, winkel toe gaan. Reendae of sonskyndae? Sonskyndae. Bel of WhatsApp? Bietjie van beide, dink ek. Partykeer, ek WhatsApp nogal baie, maar dit hang af met wie ek kommunikeer. Daar sê. As jy nou rustig by die huis is en dalk woorde leer of so, of kom ons nie as jy woorde leer nie, as jy net rustig by die huis is, musiek of stilte? Weer eens 'n bietjie van beide. Ek sit nie baie musiek, ek speel self bietjie klavier, so ek sal dit miskien doen. Anderstens, partykeer is bietjie musiek, maar ek sit baie keer die televisie aan, dan kyk ek 'n bietjie nuus om vang net op van wat in die wêreld aangaan. Kos maak of wegneem etes? Ek doen nie wegneem etes nie, maar ek maak ook nie kos nie. So, die Woolworths is eintlik my go-to. En daar sê, introvert of extrovert? Extrovert. Uitgaan of tuis bly? Tuis bly. Daar sê, braai of potjie? Ek hou van 'n braai, maar ek braai nie self nie. Ja. So enige iemand wat welkom om by my te kom braai. Ek geniet dit. Anneliese, laaste ene, pineappel op 'n pizza, ja of nee? Wie snaaks genoeg hou ek nogal daarvan. Ek weet mense dink dit is walglik, maar ek hou nogal daarvan. Jy sal verbaas wees om te hoor hoeveel mense daarvan hou, hoor. Ja, ek dink dit klink nou bietjie soos Hilda, maar dit is daai soet-suur kombinasie, dink ek. Ja. Wat eintlik werk. Anneliese, jy het net nou genoem universiteit. Wat het jy gaan studeer? Ek het begin met 'n BA drama, maar akademies
het ek nie so goed gevaar nie. Ek was dit in mekaar om, jy weet, notas op die regte manier te kon neerskryf en so aan. So ek het 3 jaar van al twee gedoen. In die 4de jaar het ek toe opgehou met die BA gedeelte en net voltyds aangegaan met die drama gedeelte. En was drama maar iets wat jy nog altyd wou gedoen het van kleintyd af? Ja, ek dink, jy weet, die dokter het vir my ma gesê, hou die kind net besig. Want jy weet, hoe meer besig jy is, hoe minder dink jy aan jou siekte. So, ek het toe toe ek 5 jaar oud was, het ek musieklesse begin neem. En toe ons Durbanville toe trek, toe ons buurvrou 'n drama, of mens in daai jaar was dit elokusie klasse. Ja. En toe het ek by haar elokusie begin neem. En my een tannie was ook sy was nie 'n professionele aktrise of niks nie, maar sy het 'n natuurlike aanleg gehad vir karakters namaak. So ons het baie konserte by ons huis gehou. So dit is seker nou maar, jy weet, wat van my geprikkel het en waarin ek belang gestel het. Sê vir my, kan jy onthou wat was die eerste produksie waaraan jy deelgeneem het? Amptelike groot produksie dalk? Ja, ek was nog op universiteit, ek was nog student en toe word ek die rol van die dogter in Strindberg se Die Vader, met Hermine Dommese, Wena Nodee en Pieter Geldenhuys het die Vader gespeel. So dit was my eerste professionele optrede. Ag, die jong mense gaan nie weet waarvan ek praat nie. Maar ek weet. Sê maar net. Ja. Anneliese, en jy toe nou vir jare toneel gespeel by die destydse Truk ook, nee? Dis reg, ja. En van daar af het jy toe nou was Hilda in 7de Laan jou eerste televisierol gewees? Nee, ek het baie werk vir die Stefan Bouwer wat hy's redelik lank al terug oorlede, maar ek het baie werk vir hom gedoen. Ons het goed op lokasie geskiet en in die ateliers en ons het baie jy weet, ons het baie klassieke werk gedoen daai tyd. So ja, nee, ons het jy weet, 'n goeie ou daar van die SAIK. Ja. En daai pragtige ateliers wat blykbaar nie meer werk nie. Tot niet gegaan het. Ja. Kom ons praat gou bietjie. Jy het hier van aan en om, wat was dit dan nou? Van 2000 af wat 7de Laan geloop het? Ja. Dis reg. Ja, ek dink dit het in 2000 begin. En jy was toe daar gewees vir 'n hele aantal jare gewees, nee? 20 jaar. Lang. Ja, dis 'n leeftyd. In daai tyd het jy nog ander werk ook gedoen of was dit net 7de Laan gewees? Ek het hier en daar theaterwerk gedoen. Ja, ek het hier en daar jy weet ek kan nie eers onthou nie, dit was so lank terug, maar ek het in 'n toneelstuk gespeel met die naam van Ma, wat deur Marida Swanepoel geskryf is en ek het saam met haar dogter wat oorlede is, Fransie, was ons daarin. En ja, ek het so hier en daar die oud dingetjie gedoen, maar ek was meeste Paul by 7de Laan. Jy was in baie bekende, ek kyk nou sommer vandag hier, goed so Storings en Triptiek in die 4de kabinet, en goed wat, soos jy sê, die jong mense nie dalk noodwendig gaan weet nie, maar dit was seker alles lekker leerskole en oud baie keer saam met groot name gewerk, nee? Ja, jy weet, toe ek in by Truk aansluit,
toe was dit die goue jare van Afrikaanse teater met Sandra Prinsloo en Marius Weyers en Pietro Wessels, Karel Trichardt en ag nou die name ontgaan my nou, maar dit was regtig waar die goue George Balot was daar. Dit was die goue jare van en ek meen die werk, ek meen teaterwerk is nog steeds puik in hierdie land. Maar dit was regtig waar ek was baie geseënd om jy weet in daai jare te kon onglip in die laaste deel by te maak saam met hulle. En nou bietjie in die afsienbare verlede was jy ook in flieks soos Popo van my darling, Meerkat Maantuig, Sisters, Elke skewe pot 2 en dan nou Lei op Belinda ook. Ja, ek was in Lei op Belinda en ek was nie in die Maantuig ding nie en ek was nie in wat is die ander goeters? Popo van my darling. Nee, ek was nie daarin nie. Ek was nie maar jy was in Sisters gewees. Ek was in Sisters gewees, ja. Okay. Nee, saaks reg. En heiliglik dan nou is jy besig met Suidooster en so aan en dit is 'n voldag storie, nee. Absoluut. Jy weet dit hang net af van hulle praat van A en B storielyne. Nou as jy in 'n A storielyn is, dan werk jy uit die aard van die saak baie meer en harder. Maar dan is daar tye waar jy minder optree. En ons het 2 ateljees waar die verskillende stelle in is. So dit hang net af waar in watter stelle jy speel, dan hang dit af hoe jou dag gaan lyk. So party dae is baie lank en gister was ek byvoorbeeld al 6:15 en ek het eers 6:00 by die huis gekom en baie keer kom mense eers 8:00 by die huis. So party daar is woes, maar party daar is minder woes. En julle skiet wat se woord nou buite die ateljee ook van tyd tot tyd? Ja, ons doen hulle het hoeka eergister en maandag of nee, Dinsdag en Woensdag het hulle juis buite geskiet, maar ek was nie betrokke daar nie. Maar ek het al 'n paar tonele buite die ateljee geskiet. Yes, jy is nou maar hoofsaaklik by die apteek betrokke daar in Ruiterbos. Op die oomblik ja, maar jy weet sy is 'n karakter, sy is sommer oralste. Sy stel in alles en almal belang. So hoor ek 'n bietjie dit en dan gat ek weer so en so ek operate oralste. Ja, die huidige storielyn. Kom ek vra vir jou so, kyk jy nou ooit Suidooster in die aande of is dit nie iets wat jy doen nie? Ek kyk baie keer net om te sien, jy weet, hoe dit uitgedraai het en so aan. So ja, ek kyk baie keer, maar nou nie, jy weet, dit is nou nie iets waar ek stel nou nie meer wekker om dit. As ek nou, jy weet, in die verbygaan, as dit nou daar by die huis is en ons dan kyk ek. Nee, baie mense sê of baie akteurs sê hulle hou nie daarvan om vir hulle self te kyk nie. Dit is vreemd. Dit is vreemd. Maar ek is al so gewoon daaraan. Anneliese, sê vir ons iets snaaks wat jy kan onthou, iets wat dalk iewers ter langs die pad gebeur het, woorde vergeet het, iets in daai lyn? Ek het nou onlangs nee, maar ek mag nou seker nie dit sê nie, want dit is nog nie op die lig nie. So ek kan nie dit sê nie. Ek sal 'n staaltjie vertel van toe ek in 7de laan was, jy weet, sy het mos altyd daai Delhi baadjie en broek aangehad. En met haar dadelvingers en so aan. En toe dag ek gaan nou 'n poetsbak op die mense en dit was toe nog in Madel se woonkamer en die ander karakters was nou besig om met die toneel. En toe moes ek en oubaas inkom
met sê hallo hartjies met 'n bakkie dadelvingers. Toe het ek besluit wat ek gaan doen sonder dat hulle weet. Ek gaan net voor ek opkom, gaan ek my broek uittrek en dan gaan ek net met my deli baadjie opgaan en dan met die dadelvingers. Vir die dadelvingers gee. Ja, en toe is dit nou groot pret. Hulle het dit almal baie geniet. Ja, dit kan net dink. Anneliese, is daar iets wat jy nog graag sal wil doen of iemand saam met wie jy graag in 'n toneel sal wil wees? Nee, ek kan nie ek vat dit maar soos dit kom. Ja. Jy weet as iets na my kant toe kom, dan is dit lekker en ja, ek laat my verras. Daar sê. En kan ek dan van ons kant af sê hier by Millie FM baie geluk met jou verjaarsdag. Wanneer is dit nou Sondag? En ons hoop die nuwe lewensjaar gaan vir jou net nog groot vreugdes en gesondheid bring. Verskriklik baie dankie. Ek waardeer dit baie. Baie dankie. En baie dankie dat jy tyd gemaak het om vanoggend met ons te kom gesels. Dit was 'n groot plesier. Daar sê baie dankie.